Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by Musiekuur saam met Stanley, hier op die Dak Facebook radiostasie. Geniet die mooiste musiek, inspirerende boodskappe, terwyl ons saam die uur deurbring. Musiekuur saam met Stanley, hier op Dak Facebook radiostasie. Loof die Here, o my siel, vergeet niks wat hy doen. Vergewe sonde, genees ons siel, soos 'n Vader, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met die vlerke van die arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hy versadig ons siel, ons word niet. Hy kyk na die wat hom vrees, soos 'n Vader, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met die vlerke van die arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met die vlerke van die arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Goeiemôre en hartlik welkom by die Dak Facebook Radio Musiekuur Plus. Vanoggend 6uur Saterdagoggend saam met Stanley, waar ons direk uitsaai op die aanlyn kerk op Facebook. Nou, dis die enigste platform waar ons direk stream, na die tyd luister op die YouTube, Telegram, kanale vir die audio en dan ook vir die video. So ons loof die Here vir sy genade, sy barmhartigheid, sy goedheid en sy guns, om vanoggend wees ons broers en susters in die Here te stig en te bou, en natuurlik ons kleinspan, ons maatjies. Julle het vanoggend weer eens 'n plekkie in ons program. Nou dit is so 6:45, 6:15. Mamas, papas, oumas, as die kinders nog nie wakker is, nie kan julle maar so stadig maar seker wakker kry, en dan kan hulle pappies eet terwyl hulle vir gesiggie kyk, en dan ook kinderliedjies luister. Saterdag doen ek gewoonlik 'n heruitsending van dit wat ons al reeds op Sondag uitgesaai het. Nou Sondag is die nuwe kleinspan, die nuwe kinderprogramme. Nou môreoggend weer eens asseblief 8uur môreoggend vroeg, sommer so in die begin van ons uitsending. Dan is gesiggie Tannie Karen en die gesiggie weer daar om julle 'n mooi verhaal uit die Bybel uit te leer, want die woord sê liedere en alles wat ons doen, selfs as ons die kinders bedien, moet dit lerend wees en dit met woord van waarheid wees. Ja, voordat ek aangaan, gaan ek eers begin met gebed, en dan gaan ek vir julle sê hoe ons program gaan vorder van daar verder. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir genade, liefde, barmhartigheid. Dankie vir die heerlikheid van u, dankie vir die liefde van u. Dankie dat ons vanoggend voor die aangesig van u kan wees, Vader, in siel, in hart en gedagtes. Vader, baie dankie dat u so groot is in barmhartigheid, genade, heerlikheid en in liefde. Vader, vanoggend het ons hulp so nodig, ons het u leiding nodig. Vader, ek het u leiding nodig om die regte dinge te kan praat, die regte dinge te kan sê, Vader. Gelei deur die Heilige Gees, en ook, Vader, die musiek wat ons speel, dit is alles deur die woord, Vader, geïnspireer deur die Gees, die woord is geïnspireer deur die Gees, Vader, en so deur musiek ook
gaan die woord van U uit en so verkondig ons die evangelie, want musiek moet ook lerend van aard wees, Vader. Mense sien dit altyd net in ons moderne wêreld eintlik as vermaak. Eintlik nie moderne wêreld, maar reg deur die eeue was musiek maar net vermaak, maar tog leer die mense, dit leer die mense om sonde te doen, dit leer die mense om ongeregtigheid te doen, dit leer die mense om sy gemoedstoestand te bepaal en al daai klas van dinge, Vader, om opstand te bring en al die tipe van goed. En U musiek, Vader, musiek wat ons moet doen tot eer van U heerlikheid, moet ons leer van U woord. Dit moet ons harte oopmaak om die woord van U te kan verstaan, die woord van waarheid. Vader, en te veel dinge word verkondig deur musiek in die wêreld en in die plekke waar dit verkeerd is, en verkeerde godsdienste en verkeerde Christelike godsdienste en leringe, en so herhaal die mens dit oor en oor die leuen, totdat hy dit glo. So wanneer hy woord lees, en maak dit nie vir hom sin nie, en vanoggend wil ek vra dat U, Here, ook hierdie musiek sal gebruik, wat U ons mee gehelp het vir my en my vrou, Vader, om te skryf. Here, dat dit harte sal penetreer, dat dit met ons sal spreek vandag, en dat daar verandering in ons siel sal plaasvind. Dit is deel van die saad wat geplant word, dit is deel van die water wat hierdie saad moet nat maak, sodat U kan groei. En wanneer ons harte vir U oopmaak, dan kan ons in ons praktiese daaglikse lewe, kan hierdie saad begin groei. Vader, ek loof en ek prys en ek dank U vir die groot genade, Here, en vir U liefde, in Jesus se naam. Amen. As hy loof die naam van die Here, hoeveel is ingeskakel? Daar is al lekker baie ingeskakel vanoggend. Party seker is nog na 'n bietjie in die vere, bietjie koud, op plekke nog ysig in ons land. Hier is dit ook nog lekker koud, as jy 2-3 warm dae gehad, maar dit is al iets van die verlede. Maar nietemin, wat 'n heerlikheid en 'n lekkerte om so saam te kan kuier, as die harte warm is, dan is alles reg, en dit is die woord van die Here wat 'n lig vir ons voet en 'n lamp vir ons pad is. En wanneer ons weer gebore is, dan word die woord van God vir ons iets wat lewe is. Nou, is dit nie so nie? Nou ja, die lied wat ons mee begin het, is Die wat op die Here wag. Dis een van Lally se gunstelinge, en wanneer jy gunsteling liedere instuur, omtrent almal sê, okay, hierdie en almal. Ja, maar dit is partykeer wil jy maar net graag hierdie ene hoor, en hy is die ene wat op baie oomblik so 'n bietjie in jou gedagtes en jou gemoed maal, wat nou vir jou 'n bietjie weer uitstaan bo die ander. En dit is die doel van vanoggend se program, is om te kyk na die gunsteling liedere, en so ook die boodskap daarvan ook te kry, want as ons ook kyk, die wat op die Here wag, ek dink is Jesaja 40, as ek dit nie mis het nie, ek gaan net gou hierso blaai. Hier op Musiek Hier Plus, soos hulle sê, we go on the fly. Dit is hoe ons hierso werk. Kom ons kyk gou hierso. Jesaja, ek het nou nie daai tyd al 'n skrifgedeelte opgesit nie. Ek dink is Jesaja 40, as ek dit nie reg het nie. Ja, Jesaja 40. Kom ons lees sommer gou daar so by die intrapslag. Jesaja 40 vers kom ons lees van vers 27 tot 31, maar 31 is die kernvers. Jesaja 40 vers 27 tot 31. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my weg en my reg gaan by my God verby. Waarom sê jy dan, o Jakob? En dit is dit nie baie keer so nie? Dat ons voel die Here doen nie aan ons reg nie, en dat ons lewe is verborge. God sien ons nie, en God is nie by ons nie, en ons bid in die plafon vas en so aan. Net om te dink dat 'n mens kan sê dat God is nie by jou nie, sien jou nie, is 'n totale infame leuen. En ons glo partykeer meer die tradisie wat aan ons oorgehandig is, en dit wat ons voel, as die waarheid van die woord. Want God sê hy is altyd oral, en as jy sy kind is, sy gees is in jou, en as sy gees in jou is hy altyd daar. Maar kom ons lees verder. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. So hy word nie moeg en gaan sonder hom af en gaan slaapies soos ons. Ons het so 'n bietjie slaapies nodig. Ons het so 'n bietjie nodig om alleen in ons kamer te gaan wees, om ons te verberg van ander mense, om hierdie batteries te recharge en daai klas van ding, tyd in ons binnekamer te spandeer, maak my nie saak nie. Maar ons op aarde
Oom, dankie vir die groot bederf op 'n Saterdagoggend. Ons is so dankbaar. En ek weet baie keer, as Ruwaida luister, is al klaar op die pad na 'n kliënt toe. Ja, sy is doen mobile hairdressing, so sy ry na kliënte toe, so dit is vir haar, dis kom sy ook so sê, dis vir haar groot aanmoediging. Daar sy so loof die Here daarvoor. Nou, so ons verberg ons onsself. Ons gaan, man, dis so, dit moet so wees, is niks fout op aarde, terwyl jy daar in jou kamer is en jy sluit jou deur en sê, weet jy wat, ek wil net 'n bietjie relax en niks met mense te doen, nie. Ek het nou genoeg gehad van mense. En want ons moet so 'n bietjie rus, anders te gaan jy naderhand so omgekrap raak. Ek dink aan een geleentheid wat die Here Jesus se disippels sê, jong, julle moet nie een kan kom en 'n bietjie rus, anders te gaan julle dit nie maak nie. Ja, so ons het die rus nodig. Maar God het nie rus nodig nie. Hy verberg hom nie. Hy sê, dink so 'n bietjie aan. Ek sê soos julle nie. So moet my nie beskuldig dat ek verborge is en my reg gaan verby my nie. Moet my nie daarvan beskuldig nie, want dit is wie ek is. OK, goed, kom ons gaan aan. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongelinge struikel self. En dit is so, in hierdie wêreld, ons word moeg, ons word gedaan, is dit nie so nie. Maar nou sê hy vir ons eerste, hy gee vir hulle krag, omdat God nooit slaap nie, omdat God nooit sluimer nie. En onthou jy met Elia, met die Baalprofeet het hy so hulle gespot en gesê, dalk is julle God in 'n pyns, dalk is hy op 'n reis, dat hy julle nie nou verhoor nie. Want Elia het die waarheid geken, hy het nooit, uit sy ervaring, dit wat hy sê, kan ons sien, dat hy het verstaan, God verlaat hom nooit. God is nooit weg nie, God is nooit in 'n bepynsing nie, hy is altyd daar. Maar nietemin, die kernvers, maar, so, hy gee krag en alles, maar, ons moet die volgende onthou, hoe hy krag gee. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met die vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. So, wat is die voorwaarde? Die wat op die Here wag. Ek sien, ek het sommer 'n hele paar kruisverwysende verse hier neergepen. Kom ons kyk gou so 'n bietjie. Hoekom het ek nou hierdie spesifieke verse hier gesê? Wel, ek weet hoekom. OK, voordat ek aangaan met dit, kom ons speel Cathy se gunsteling lied, en dit is Vergader in sy naam. En waar is ons vergadering? In die hemele. Hebreërs 12 leer ons so mooi. Ons kan alleen in 'n gebou wees, maar in ons siel, as ons in ons binnekamer, ons onderling byeenkoms, ons binnekamer, verhouding nie versuim nie. Onthou net, as jy bid, as jy voor die Here is, jy is in sy teenwoordigheid, jou siel is altyd daar. Is net wanneer 'n mens bid, is jy bewus daarvan. So ja, as jy in jou binnekamer is, dan kom jy jou onderlinge byeenkoms na in die hemele. En as jy dit nakom en jy besef jou verpligting van harte, weet jy ook wat is jou verpligting in die vlees. Maar nietemin, kom ons gaan oor na Cathy se lied, Vergader. O ja, dis ook Renet, gunsteling van Renet en van Cathy. So ons gaan Vergader in sy naam speel vir julle vanoggend. Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar steeds lief te hê, en om bo alles hier, loof om Christus die Heer, loof om Christus die Heer. Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Door die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê,
steeds liefde heen. En om bo alles hier, loop om Christus die Heer. Loop om Christus die Heer. Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar steeds liefde heen. En om bo alles hier, loop om Christus die Heer. Loop om Christus die Heer. Prys die Here. Ons vergader in sy naam. Ek weet nie of jy kan hierdie liedjie eie nie. Dis 'n ou liedjie, kom al jare. Ons het dit in die kerk al gesing en so aan. En ons het hom net so 'n bietjie 'n nuwe baadjie gegee. Nou klink hy sommer weer cool. So prys die Here, herinnering om te vergader in sy naam, verheerlik hom. My vrou sê, "Waar is jou bril?" Ek sê, "Vanoggend sien ek baie duideliker sonder my bril." So ek weet nie wat hier aangaan nie, dalk raak ek weer 'n jonk man. Maar vanoggend is alles glashelder, want ek het eintlik 'n bril, net om so 'n bietjie met u te praat, ek het eintlik 'n bril vir ver sien, meer vir ver sien as naby sien, maar tot so ver waar ek so kan hou, is dit duideliker sonder my bril. So nou obviously ek het daai multivision dingetjie, so as ek heel onder kyk, so mense sien ek mooi, maar sonder my bril, maar nou sien ek al verder as 'n armlengte duideliker sonder die bril as met die bril. Dit is baie vreemd vir my hierdie vanoggend. Dit is baie weird, maar nietemin, dis hoekom ek nie 'n bril op het nie. Ek het sê dat ek vergeet het om op te sit nie. Net om vir julle te sê. Okay, ons is nog by wag op die Here. Hierso in Jesaja 40 vers 31. En toe het ek 'n skrifverwysing daarin gesit en ek kan toe onthou toe ek die skrifverwysing sien. O ja, dis toe ek die eindtyd boodskap gedoen het. Dit was so cool. Want in Openbaring 12 vers 14, kom ons blaai eers soontoe. Openbaring 12 vers 14. Kom ons beloer gou wat daar staan. Dit is die hele gedeelte oor die manlike kind en die vrou. En ja, dit is so, by the way, ons Bybelstudie, ons laaste deel van ons Bybelstudie, die laaste 9 lesse, gaan oor die eindtyd en ek het natuurlik 'n volledige ene net oor die manlike kind en die vrou en al die simbolieke waarom dit is soos dit is, want ons lees Openbaring totaal verkeerd, ons lees kronologies, en dit is waar baie verwarrings rondom die eindtyd vandaan kom. Ons moet vir Openbaring verstaan vir wat dit is, die simbolieke vir wat dit is, en waar dit vandaan kom, en hoekom, ensovoorts, want in die Openbaring, afgesien van die, want dit begin ons nou by die 7 gemeentes, Openbaring 1, 2 en 3 gaan eintlik daaroor, want daar Openbaring 1 is eintlik 'n inleiding tot Openbaring 2 en 3. Goed, en dan word die 7 seels oopgemaak ensovoorts. Nou, as jy kyk na Openbaring, die 7 seels wat oopgemaak is, het God geopenbaar waar sekere dinge vandaan kom wat op daardie stadium was, en wat in die toekoms sal gebeur. So daar is simbolieke en dinge ingeskryf van waar die dinge hulle oorsprong het. En dit is waar ons die punt mis. Want almal voel alles wat ingeskryf word, het net te maak met die toekoms. Maar God gee so 'n bietjie geskiedenis, sodat ons kan verstaan, dinge het nie net uit die nietheid geval nie, waar dit vandaan begin opbou. Soos byvoorbeeld die dier in Openbaring 13. Alreeds in Daniël, word die dier beskryf, maar met ander tipe simbolieke. So nou gee die Here vir ons bietjie, nou vir Johannes 'n bietjie 'n geskiedenis gegee, wat natuurlik vir ons neergepen is. So ons het deel in daai geskiedenis. So nou het ons 'n bietjie 'n geskiedenis, 'n verwysingsraamwerk. Is dit waar al die dinge al begin het? Toe sê vir Johannes ook op 'n kol, en dit is wat nou is. En dit is wat hy sê. Skryf die dinge op wat was en wat is en wat nog sal gebeur. Goed, ons gaan lekker daar praat in ons eindtyd boodskap. En dan is daar natuurlik dinge wat wel en niet van daai punt af. En dit moet ons ook nie uit die oog uit verloor nie. En dit is nou die groot probleem. En dan het, bykans 2000 jaar gelede het die Here vir Johannes
die openbaring gegee. So alles sedert die openbaring tot dit men vandag toe was die toekoms wanneer openbaring geskryf was. So daar is al dinge wat ook al gebeur het en nog steeds besig is om te gebeur sedert Johannes die boek die openbaring gekry het. En dit is omdat net al 7 daai seels is oopgemaak. Al 7. So alles het al klaar in momentum begin kom. Alles het al klaar 'n fondasie begin kry, wortel begin skiet en dit loop op na 'n sekere punt toe. Ons kan nie sê dis openbaring en het intussen niks gebeur en dit gaan nog eendag gebeur nie. Want die seels is al reeds geopenbaar en sodra God iets openbaar, dan werk dit al. Dit gebeur al. Ek dink dit maak vir ons sin. Dis hoekom as ons nou kyk na die boek van Openbaring, maak dit seker meer sin. So wanneer jy dalk nou Openbaring gaan lees, gaan jy dit dalk uit 'n ander perspektief uit lees. Maar nou ja, as jy nog nie vertroud is om daardeur te lees nie, ons gaan die Bybelstudie doen, dan kan jy lekker saam met ons gaan. Maar hier is net so 'n bietjie 'n vinnige boodskap hier rondom dit. Openbaring 12 vers 14, kom ons lees gou 'n interessante ding. Dit is nou die vrou, kom ons lees vers 13 en 14, want dit is eintlik maar een sin. Openbaring 12 vers 13 en 14. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Goed, maar die 2 vlerke van die groot arend is in die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tye en 'n halwe tyd. Nou ja, ek gaan eers vir ons 'n lied speel, dan gaan ek vir julle verduidelik, wat sê hierdie skrifgedeelte, en daar is soveel mooi skrifbevestigings rondom hierdie saak. Maar ja, die volgende lied wat ons gaan speel, Dien een Here van Ina Daan Bloemfontein, kom ons kyk na Dien een Here van Ina Daan Bloemfontein, kom ons luister lekker saam met hom, want daar is net een God die Vader, een Here Jesus Christus, een Heilige Gees, en ons moet die Here dien, ons moet nie God en Mammon dien nie. Daar sê, dit is die herinnering van hierdie lied, kom ons luister lekker saam. Geen huis nog kan 2 Here dien nie, want hy sal die een hart die ander lief hê, of hy sal die een aanhang met sy hart en die ander verag en laat gaan. Jy kan nie verdeel wees binne-in, jy kan nie 2 paaie loop nie. Niemand kan 2 Here dien nie. Jy moet kies aan wie jy behoort, of God alleen met jou hele hart, of die wêreld wat jou wil vashou. Jy kan nie God en Mammon dien nie, daar is net een troon in jou binneste. Kies vandag wie jy sal dien, met jou lewe, met jou alles, met jou siel. Niemand kan 2 Here dien nie, want of hy sal die een haat en verlaat, en die ander lief en volg met oorgawe, met alles wat hy het en is. Jy kan nie halfpad staan nie, jy moet jou hart volkome gee. Niemand kan 2 Here dien nie, jy moet kies aan wie jy behoort, of God alleen met jou hele hart, of die wêreld wat jou wil vashou. Jy kan nie God en Mammon dien nie, daar is net een troon in jou binneste. Kies vandag wie jy sal dien,
daar sal jou hart bly woon. Niemand kan twee dien nie. Ek kies nou om u te volg met my hele hart, my hele lewe. My God, u alleen is my bron. Niemand maar nie wêreldse dinge sal my hart weer vas kan hou. Ek kies vandag wie ek sal dien. En Here, ek kies vir u. Wow, loof die naam van die Here. Ek kan onthou Deborah sê, in die salon as hierdie liedjie opkom, maar sing die mense so lekker saam. Nee, kan nie twee Here dien, ek gee God en Mam, en raak hulle soms so stil, sing hulle nie verder nie. Want hy is mos op daai oomblik lekker, hy hoogtepunt, hy gee vir jou so 'n lekker hoogtepunt. Maar nietemin, dit is 'n lekker te hoor die evangelie verkondig word ook deur lied. U gee vir ons soveel terugvoer. Ek gaan nie name noem nie, anders gaan ek iemand uitlaat. Dat hoe die liedere wat u deel en op die status sit en so aan. As jy graag wil, ek op 'n stadium sien ek, het julle dit nogal geredelik gedoen, maar as jy dit weer wil doen, op YouTube, as jy op YouTube luister, share die link op jou status of op TikTok, of waar ook al jy is, share bietjie die links daar op jou status. Jy kan nie glo hoeveel mense kom op die bediening af en begin die bediening te volg en maak hulle hart oop vir die woord as gevolg ook van dit nie. So moenie dit versuim nie. As jy dit doen, as jy die gewoonte gehad het en net so bietjie dit gelos, moet dit nie los nie, hervat dit weer. Daar sê, kom ons kyk so 'n bietjie kommentaar. Ek het dit so 'n paar gelees en lekker gelag. Lily ook gesê, sy wou vra nou waar gaan met die bril nou aan. Ja, dis seker om die suiker bietjie stabiliseer, né? So ja, ek moes dit dan met seker baie jare gehad het, nie die laaste paar maande nie. Maar nietemin, baie dankie vir hierdie verduidelik rondom openbaring. Ja, dit help baie, né? Belangrik van alles is om te verstaan. Dit is nou Ange en Renet en almal se kommentare. Ons byeenkomste bring baie lewe in my. Het bietjie sleg geslaap. Ek was moeg, maar nou is ek wakker, lewendig. Halleluja! Kom ons daar in die Pieters woning uit. Ange sê dit vir ons daarso. En die kiddies sê, ek glo die kiddies is al reg vir gesiggie. Ag, ons het hulle laas week so geniet hier by ons. Dit was verskriklik lekker met hulle. Ek wil net terugvoer gee oor ons kuier. Ons het dit geweldig baie geniet. Dit was 'n voorreg geweest om hulle by ons te kon gehad het. Ek het tot, want het nog so 'n bietjie vleisies oorgebrei, want ons eet mos nou 'n bietjie minder die porsies en alles, nou moes met die suiker in die klas van ding. Ek dink tot Woensdag, Donderdag nog van die vleisies geëet wat oorgebly het. So ek het die hele tyd, elke keer as ek hap, dan dink ek aan my broeder wat daar kom braai het. Kyk, as jy nou wil iemand hier om vir jou te kom braai, dan kry jy vir gam. Ek mag hom nie voortrek by die ander broeders nie. Maar hy het die laaste keer vir my lekker gebraai. En ek weet Fransie braai ook lekker, Peer braai lekker, en al die ander broeders braai. Wie? Henry, ja, kyk, ek het nogal baie triks by Henry ook geleer met die braai, hoor. Roland, ja, kyk ou Roland, maar as Roland braai wil hy daai steike braai. So sorry ou Roland, ons gaan nie meer daai steike by jou kom eet nie. Ons gaan maar so klein porsies moet vat, maar dit gaan nog steeds lekker wees, ek weet dit. Of die hart nou klop en of die hart nou nie klop nie, dit gaan lekker wees. Maar nietemin, kom ons kom terug na die woord van die Here toe. Amen, ek stem bring so lewendige gevoel. Nou ja. Terrens, ja natuurlik. Hy braai vir ons elke keer as ons na Hopefield kom. Liewe land, kyk, daai man is nie bang om 'n hele hoender op 'n vuur te gooi nie. Ek sê nee, wag, wat gaan nou hier aan? Hy sê weer sien is die hoender gaar en alles van rou af. Ek het geleer jy maak hom so halfgaar as dit jy by vuur. Nee, ek het by die Kaapenaars kom leer hoe braai jy hoender van rou af. Die eerste keer was by Gam en toe by Terrens en by al die ander broeders ook wat gebraai het. Hulle braai hom sommer net so, en dit is verskriklik lekker. Hulle braai hom gaar tot op die been toe. Maar nietemin, ek is ook Jacques se leftover doggie. Ek het heel week braaivleis. Ag, lekker Elmarie. Dit is lekker, né? Dan hoef jy daarom, kyk as jy al klaar 'n vleisie kan skoor, soos ons sê, né, dan is jy al halfpad daar. Daar sê, open your heart is nou Eitjie se weergawe in my hart. Wow, Eitjie, daai open your heart. Wie het ook gesê,
Hulle sal nooit weer open your heart dieselfde sien nie. Ek kan nie onthou nie, iemand het dit gesê op die kommentare, of ons persoonlik kan nie onthou nie, sê hulle sal nooit weer open your heart dieselfde sien en beleef nie. Maar net, man, kom ons gaan aan na die skrifgedeelte toe hierso. Nou, ek gaan gou vir jou 'n kort verduidelik, ek gaan nie deur die simbolieke, gaan nie net om by die punt te bly, die wat op die Here wag, want die punt alleen gaan sin maak. Hy vra nou juis, waar sy naam so stil. Ag, ons geniet die kinders, weet julle dit? Ons love die kinders, en ons wil graag vir die Terrence het gevra, ag, ja, dis wat ek nie kan verstaan, ek dog het is klein Terry wat nou Eikie wat gesukkel het met die liedjie, maar nie te man, vark en lam chops, joh, kyk nou praat ons oor braai, seriously mense? Dis so lekker om te hoor, wat is julle voorkeur en afkeer, nee Werner, sit hom terug, moet dit nie afhaal, ja geneem man, nou man, maar nee, nie te man, kom ons gaan aan met die woord hierso. Nou, dit alleen gaan ons laat verstaan, dit wat ek nou gou vir jou gaan verduidelik. Die hele Openbaring 12 gaan oor die kruisiging, daar is baie pligsgetrou, hy is elke diens betrokke, want die liedjies is sy favorite afdeling. Ons gaan nou weer liedjies sing, Riley, hou net vas. Gaan oor die kruisiging van Jesus, wat gebeur het tydens sy kruisiging, en dan ook sy opstanding met krag verklaar. Ons het mos die liedjie gehoor, Karen het vir ons die liedjie geskryf. Ons gaan hom vandag ook speel met krag verklaar. Wat is hy nou weer? Daar gaan ek 'n bietjie indruk voor die ander, terwyl ons op hierdie punt is. Daar is hy, met krag verklaar, daar is hy. Ek dink ons gaan hom bietjie voordruk. Ek het hom nou, dit is die volgende ene, net so by the way. Okay, nietemin. So, as jy sterf en as jy te sterwe kom, word jy in die geestelike wêreld ingebore. Goed, dit is iets wat ons net verstaan. Ek gaan nou nie op baie detail ingaan daarop en verduidelik nie, ons moet dit net eers so verstaan, as ons wel albei uitkom, gaan ons dit bietjie meer verduidelik, want in Romeine 1 vers 4 praat hy van, Jesus is met krag verklaar toe hy die dode opgestaan het. Nou, die simboliek hier van hierdie manlike kind wat gebore is Jesus Christus wat sy liggaam gesterf het en nou sy vry in die geestelike wêreld. Goed, so dit word vergelyk met 'n geboorte. Selfs in Romeine wat hy praat van hierdie wêreld is in afwagting, die skepping is in afwagting vir die openbaarmaking van die kinders van die Here. En dan praat hy letterlik daarvan hierdie barensnood wat die wêreld in is. Dis die hele simboliek. Die smarte, Jesus praat van Matteus 24. Dan sê hy vir ons daarso, en hy sal smarte wees, daai oorspronklike woord smarte. Daar gaan smarte in hierdie wêreld wees en groot verdrukking. Dis een en dieselfde begrip, is nie twee verskillende begrippe nie. Maar die woord smarte, hoekom het die woord smarte ook gebruik? Want die oorspronklike woord praat letterlik van 'n vrou wat geboorte gee. So wanneer ons in hierdie wêreld in druk en verdrukking en dinge is ons hierso om geboorte te gee. Dit is 'n geboortepyne wat jy elke liewe dag deurgaan. So as iemand sê jy moenie verdrukking op aarde en hy sê vir jou, jy moenie in 'n geboortepyn ingaan om in die ewigheid ingebore te word nie. Goed. Dis net simboliek sprake, jou siel bestaan, dis nie asof jou siel die eerste keer gebore gaan word nie, dis simbolieke dat ons kan verstaan hoekom ons deur 'n drukking gaan, en as hierdie liggaam afgelê word, en dan is jy vry in die geestelike wêreld, of in God se koninkryk vry in heerlikheid, of in Satan se koninkryk in daai bose gevangenis, maar jou siel is nie meer gebonde aan hierdie aardse liggaam nie. Dis soos die kind wat in die baarmoeder is. Die kind bestaan al reeds. Dis nie die kind nog eendag gaan bestaan nie. Hy bestaan al reeds, is net hy moet geopenbaar word. Die oomblik as die kind gebore word, word hy aan die wêreld geopenbaar. So dit is wat die woord sê. Dis hoekom die Here Jesus gesê het, moenie my seun van God noem terwyl ek op aarde is nie. Maar as ek gaan sterf en dan gaan ek as die seun van God verklaar, geopenbaar, bekend gemaak gaan word. Maak dit vir u sin? Daarom die son en die mooie waar trek ons nou? Ek wil net gou 'n bietjie kommentare deurgaan. Ek laaf met krag verklaar. Daar sê, goeiemôre, sorry ons is laat. Laat is nooit, soos hulle sê. My twee babes verstaan ons heeltemal.
daarom nie sonde nie. So kom ons kyk na 2 liedjies. Ek gaan hierdie 2 liedjies reg aan reg vir julle speel. Dit is Roland se lied, Waarlik, U is die Seun van God, en dan Elmarie se gunsteling met Krag verklaar. So ek gaan hierdie sommer so lekker rig en rig speel, en dan gaan ek vir verder verduidelik rondom wat op die Here wag en hoekom ons dit lees soos wat ons lees. Klim in die boot, vaar op die see, maar Jesus klim op die berg en bid. Waarlik, U is die Seun van God. Waarlik, U is die Seun van God. Elke knie sal buig, sal bely, U alleen regeer vir ewig. Waarlik, U is die Seun van God. Dit raak donker nag, die wind waai, die storm woed. Die bootjie heen en weer geslinger. Waarlik, U is die Seun van God. Waarlik, U is die Seun van God. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, U alleen regeer vir ewig. Waarlik, U is die Seun van God. Petrus, vol hoop en geloof, loop op die water. Angstig bang die wind waai, hy twyfel en sink. Here help, die Here getrou, help en red, hulle klim in die boot. Die storm bedaar. Waarlik, U is die Seun van God. Waarlik, U is die Seun van God. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, U alleen regeer vir ewig. Waarlik, U is die Seun van God. Van die begin af was hy, van die begin af was hy. Verlaat die hemel word mens, kom verklaar sy Vader se woord en wil. Deur sy voorbeeld, nederig, dienskneg, liefde, vergifnis, verlossing, redding van die siel. Sleutel van vergifnis gee hy, geen menslike offer bly hoor, net oopbreek van die hart, offer van eie lewe. Soos hy kom wys, groei in sy dood, ontvang die lewe, met krag is hy verklaar, my geliefde Seun. Geleer deur lyding, dit was voor oor, regverdige oordeel, so koms, lyding tot heerlikheid, geen oomblik afgewyk, sleutel van vergifnis gee hy,
Geen menslike offer bly hoor, net oopbreek van die hart. Offer van eie lewe. Soos hy kom wys, groei in sy dood, ontvang die lewe. Met krag is hy verklaar, my geliefde seun. Oorwin het hy, dat ons kan lewe, geen oomblik afgewyk. Oorwin en verheerlik. Sleutel van vergifnis gee hy, geen menslike offer bly oor, net oopbreek van die hart. Offer eie lewe. Soos hy kom wys, groei in sy dood, ontvang die lewe. Met krag is hy verklaar, my geliefde seun. Oorwin het hy, dat ons kan lewe, geen oomblik afgewyk. Oorwin en verheerlik. Wow, loof die Here. Mens kry sommer daai impak in jou hart en jou gedagtes, né? Toe Jesus uit die dode opgestaan het, was dit nie 'n kleinigheid nie. Dit was 'n groot saak. Daar was oorlog in die hemel en dis wat hy sê. Tot Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en Jesus is in die doderyk en daar het soveel dinge gebeur. So hier en daar het ons 'n blik. Onthou net, daar is soveel dinge wat gebeur het. Net dit wat ek en jy nodig het om te weet, is genoegsaam vir ons te weet. Dis wat gebeur het, ons het nie nodig om te fantasize oor die res nie, want ons het nie die inligting nie. Ons kan op die inligting werk wat die Vader vir ons gegee het deur sy heilige woord. Prys die Here. Ons moet net bly daarby. Nou ons probeer baie keer in die tegnies uitredeneer. Was Jesus nou presies toe hy op die kruis was 3 minute na die tyd daar en toe daar en toe daar. Ons moet die prentjie verstaan, ons moet die saak verstaan. Jesus was in die doderyk, daar was oorlog, dit was 'n geweldige saak. Ek meen van so aard, voordat Jesus finaal sy asem uitgeblaas het, was dit 3 ure van duisternis, terwyl dit die middag was op die aarde. So die geestelike het 'n enorme impak op die vleeslike. Maar kom ons gaan voort, 2 vlerke. So, en die vrou is die disciples. Goed, was die disciples gewees, die 12 disciples, want hy praat van die 12 sterre wat in 'n kroon was, né? Nou die Here Jesus het ook vir hulle gesê in Johannes, hy sê, julle gaan droefheid hê, soos 'n moeder wat 'n kind moet baar. Maar wanneer hierdie kind gebaar word, wanneer hierdie vrou hierdie kind sien, hierdie moeder hierdie kind sien, dan gaan haar droefheid in blydskap verander. En dit is presies wat met die disippels gebeur het. Hulle was bedroef toe Jesus gesterf het ensovoorts. My keyboard, die hartjies is weg. Ek het toe laaf, kon dit sommer aanhoudend, dat dit so vlaggies kon waai om te wys hoe mens dit love, prys die Here. So, dit is wat dit gesimboliseer het. So die disciples het in hierdie droefheid, omdat net as die kind in die finale geboortekanaal gaan, die kind het die drukking, en dit is wat Jesus gewys het toe in Getsemane en hy drukking was. Toe is die finale drukking, hy is toe in die geboortekanaal in. Maar hy is nog nie gebore nie, hy moet nog eers gesterf het. Maar die disciples, toe hulle Jesus gevange geneem het, was hulle ook in hy droefheid gewees. En toe hy die dode opgestaan het, en toe later, toe die Heilige Gees uitgestort het, toe Jesus weer hulle verskyn het, toe verstaan hulle alles, toe vergeet hulle van die droefheid waar hulle deurgegaan het, maar toe is hulle bly Jesus het opgestaan, en natuurlik later toe die Heilige Gees uitgestort is, en alles bevestig het, en hulle verstaan dit van harte. Goed, nou sê hy so maar,
Die vrou moet na die woestyn gaan, daar's 2 vlerke aan haar gegee. En van die groot arend, sodat sy na die woestyn na 'n plek kon vlieg. Ok, so ons sien hier soos 2 vlerke en die woestyn. Nou net om dit gou vir jou deur te praat, as jy in Galasiërs 4 gaan lees, ek gaan nou nie die skrifte lees nie, die aardse Jerusalem word ook vergelyk met 'n woestyn. Ok, right. So waar was die disippels? Jesus het vir hulle gesê, gaan wag in waar? In Jerusalem. Gaan wag in Jerusalem, dat julle aangedoen word met krag, en julle sal die krag van die Heilige Gees ontvang. Dit is hierdie vlerke van die arend, wat aan hulle gegee is. En hulle het gaan wag vir 10 dae. En toe die Heilige Gees uitgestort is, toe is hulle dapper om die evangelie te verkondig. Wow, is dit nie amazing nie. Loof die Here. Nou ja, op hierdie punt gaan ek sien die tyd is, ek het nou nog gekyk, toe is dit half, en nou is dit ewenskielik so laat, kan jy dit glo? Maar nietemin, ons gaan oorgaan na die kinderbediening toe volgens, so klein span, ek glo, julle is lekker naby, julle kan saam met ons luister, en dan wil ek net vir julle sê, ek gaan die kinderbediening aan een speel, met die liedjies ensovoorts, dit gaan nou soos dit is nie 'n back-and-back nie, dit is 1, 2, 3, 4, 5 goedjies so agter mekaar. En die liedjie wat ons mee gaan afsluit, dit is Werner van Kleinfontein se gunsteling liedjie wat hy vir ons hierdie keer ingestuur het, Gideon en die velletjie. So ons gaan afsluit met Gideon en die velletjie, Werner se gunsteling op ons kinder tydgleef. Daar sê, kom ons gaan voort na gesiggie toe. Kinders, ek hoop julle is reg vir dit. Mooikies, dit is storytyd saam met Deur die Rooi See het hulle getrek. Moses moes daarop slaan. Met sy staf die see gaan oop. Dit was God se plan. God se volk het deur die Rooi See getrek. Aan die ander kant. Die grond was droog, so droog, tot aan die ander kant. Hulle was nie nat nie, hulle voete was droog. Hulle was nie nat nie, hulle voete was droog. Baie was hulle, almal het geloop, nie een agtergebly. Deur die see het hulle geloop. God se volk het deur die Rooi See getrek. God se volk het deur die Rooi See getrek. Almal deur die see. Mooikies, kom kuier saam met gesiggie. Om saam met julle te kuier vandag. Ek kan nooit wag om my mooi mooitjies te sien nie. Julle is die oulikste mooitjies. Vandag wil ek julle vertel wat verder gebeur het
toe daai slegte koning Farao God se volk laat trek het na die 10 plaae. Onthou julle ons het die 10 plaae gedoen? Nou hulle het geloop tot hulle by die Rooi See kom. Kan julle nog onthou hoe lyk rooi? Kom ek wys gou vir julle hoe lyk die kleur rooi. Dit is mos 'n baie mooi kleur, nee? Dink julle ook so? Maar maatjies, die Rooi See was nie 'n rooi kleur nie. Dit is net die naam van die see waar hulle was. Hulle het nie geweet hoe hulle oor daai baie water gaan kom nie. Het julle dalk al by die see vakansie gehou en gekyk hoe groot is die see en hoe baie water is daar in daai see? Sjoe, maatjies, kom ons dink hoe hulle oor daai baie water moes kom. Daar was nie 'n boot om op te ry nie. Nee, Moses het hulle mos gaan help om weg te trek by die slegte koning. Onthou julle maatjies? Nou toe sê God vir Moses, hy moet die staf in sy hand vat. Nou dit is soos 'n stok en hy moet dit op die see slaan. Toe hy op die see slaan, toe gaan die see oop en daar was 'n pad in die see. Wat? Hoe het dit gebeur? Dit, maatjies, noem 'n mens 'n wonderwerk. 'n Wonderwerk is iets wat nie kan gebeur nie, maar God laat dit gebeur. Ek wonder hoe verbaas al daai mense was. Dink net as jy by die see staan en dit gaan ewe skielik oop en daar is 'n pad in die see. Wow, en jou voetjies word nie eers nat nie en die grond is droog. Nou die mense het almal deur die see geloop tot aan die ander kant van die see. En dit was verskriklik baie mense, maatjies. Dit was mammas en pappas en boeties en sissies en diertjies en alles wat daar moes deurloop. Nou toe al die mense aan die ander kant van die see was, het daai slegte koning en die mense saam met hom agter hulle aangekom en hy wou hulle weer vang om so hard te gaan werk vir hom. Maar weet julle wat gebeur toe, maatjies? Nog 'n wonderwerk. God het die see weer laat toegaan. Daar was nie meer 'n pad in die see nie en die koning en al die slegte mense het verdrink. Dit is hoe groot God is. Hy het sy volk gehelp dat daardie slegte mense nooit ooit weer by hulle kon uitkom nie. Hy kan enigiets doen, net wat hy wil doen. Nou ons het so lekker na hierdie verhaal geluister van die Rooi See, maatjies. Kom ons sing 'n liedjie daaroor. Da 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 da. Deur die Rooi See het hulle getrek. Moses moes daarop slaan. Met sy staf die see gaan oop. Dit was God se plan. God se volk het deur die Rooi See getrek. God se volk het deur die Rooi See getrek. Hulle loop deur die see 1, 2, 3 tot aan die ander kant. Die grond was droog, so droog tot aan die ander kant. Hulle was nie nat nie, hulle voete was droog. Hulle was nie nat nie, hulle voete was droog. Baie was hulle, almal het geloop, nie een agtergebly. Deur die see het hulle geloop. God se volk het deur die Rooi See getrek. God se volk het deur die Rooi See getrek. God se volk
was gestuur op pad na Nineve. Jona was gestuur op pad na Nineve. Hulle vat hom, skud hom wakker, hulle gooi hom in die see. Hulle vat hom, skud hom wakker, hulle gooi hom in die see. 'n Groot vis kom verby en hy sluk vir Jona in. 'n Groot vis kom verby en hy sluk vir Jona in. En hy swem en hy swem en hy swem en hy spoeg vir Jona uit. En hy swem en hy swem en hy swem en hy spoeg vir Jona uit. Jona het bekeer, sy hart was baie seer. Jona het bekeer, sy hart was baie seer. Hy staan toe op, hy skud hom reg en hy loop die regte weg. Hy staan toe op, hy skud hom reg en hy loop die regte weg. Mooi so Jona, mooi so Jona, die regte weg, die regte weg, die weg na Nineve. God roep vir Gideon, maar hy was bang. Hy vra God om te wys, hy sal hom help. Hy sit 'n velletjie uit, net op dit moedertou. Net so laat God dit gebeur. God sê vir Gideon, gaan nou soos jy is. Ek is met jou, ek sal jou toerus. God sê vir Gideon, gaan nou soos jy is. Ek is met jou, ek sal jou toerus. Gideon wonder nog, vra nog 'n keer. As die velletjie droog is, net die grond gedouw, sal ek glo, God doen net so. God sê vir Gideon, gaan nou soos jy is. Ek is met jou, ek sal jou toerus. God sê vir Gideon, gaan nou soos jy is. Ek is met jou, ek sal jou toerus. God sê vir Gideon, gaan nou soos jy is. Ek is met jou, ek sal jou toerus. God sê vir Gideon, gaan nou soos jy is. Ek is met jou, ek sal jou toerus. Soos 'n brullende leeu, 7 donderslae spreek. Verseel dit, skryf dit nie op, word volbring. Was verborge in God. Johannes neem die boekie, eer dit op, soet in my mond. Bitter in my maag, weer moet jy profeteer oor baie. Johannes neem die boekie, eer dit op, soet in my mond. Bitter in my maag, weer moet jy profeteer oor baie. Spreek die woord soet soos heuning, bitter die gevolg. Nie elkeen neem dit aan, vervolging en verdrukking. Johannes neem die boekie, eer dit op, soet in my mond. Bitter in my maag, weer moet jy profeteer oor baie. Johannes neem die boekie, eer dit op, soet in my mond. Bitter in my maag, tyd is daar nie meer nie. Prys die Here, wat 'n lekkerte gewees om so saam met die kinders te kon gekuier het en 'n herinnering aan hoe soet die woord van die Here is. Ag, ons geniet die kinderbediening so baie en ek wil dankie sê vir Tannie Karen, vir Tannie Anneke en Tannie Riet wat die kinderbediening moontlik maak en dit so mooi maak. En ag, dit is net 'n lekkerte om daarna te kyk, om so ook die evangelie te kan bereik op allerlei verskillende maniere. En natuurlik, ek dink die meeste, as ons kyk na die kinderbediening, bereik die volwassenes meer, né? Die kinders van hart. As die liedjie hoor, dink ek aan muis. Dit is so Sandra, sy was mos nou gewees. Ek love die liedjie ook. Ja, kyk, ek dink dit is die algehele favorite van die muise gesin. Dit is nou Deborah en Wallis en
Devanijmuis en wandrymuis. Hulle is die muise, die muishuise. Die muishuis. Muisehuis. Maar nietemin, hulle geniet hierdie lied verskriklik. As hierdie liedjie opkom, kyk, daar is muis ene oor, en dis 'n Devanij ene oor, en sy gaan net aan en geniet dit. Maar nou ja, dit is soet in my mond. Die woord van die Here is soet in ons mond. Dit is die woord wat ons gehoor het tot dusver. Die wat wag op die Here. Dis soet om dit te hoor. Dis eerlik om dit te hoor. Maar mens moet tot toepassing kom. Mens moet tot verhaal kom en besef daar's 'n praktiese voorwaarde. En dit is wat die Here vir ons herinner in Jesaja. Weereens, kom ons lees net gou die skrif. Die Here sê, die jonges word moeg en mat en die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel dikwels. Hy sê in vers 29, die Here gee vir die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die een wat geen kragte het nie. Wil jy jou kragte vermenigvuldig? Voel jy is down, voel jy kan nie meer nie. Ek nou praat nie van liggaamlik nie, innerlik. Jy kan liggaamlik afwees, maar as jou innerlike, en dit is wat ek die laaste tyd weer eens besef het. In die tyd wat jy hierdie nuus kry en jy weet nie wat se kant toe nie, dis jou innerlike dra jou. Jy kan dan nie meer steun op jou uiterlike kragte en vermoë nie. Al is jy so die mekaar en confused. Ek weet nie of jy agterkom, en die week was ek bietjie confused gewees, bietjie die mekaar gewees. Nou Karen natuurlik het meer beleef as julle. En gelukkig het ons geweet waar gaan dit, maar innerlik het jy daai hoop gehad. Innerlik het jy daai vertroue in die Here gehad. Jy weet net een ding jy moet aangaan. Al gaan nie confused wees vir die res van jou lewe, maar die ironie van alles is, sodra ek by die woord is, sodra ek bid, dan is ek so nigter soos wat kan kom. Maar as dit by die dinge hier om my kom, was ek nie geweet herwaarts of derwaarts nie. Maar nietemin die Here het gehelp en hy help nog steeds. Maar die voorwaarde dat hy jou kragte gaan vermenigvuldig, is jy moet op die Here wag. En dit pas eintlik aan by Psalm 91. En ons mis die punt van Psalm 91 ook. Kom ons blaai gou Psalm 91 toe. O, wat 'n heerlikheid, die woord van die Here soet in my mond. O, dit is wel lekker. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Alleenlik as jy sit, as jy wag, as jy tyd met die Vader spandeer, dit is die voorwaarde. Hy sê nie hierso, hy wat die Bybel vat in Psalm 91 lees, deur sy huis loop en om sy huis loop, en Psalm 91 lees en die Bybel oopmaak, in sy huis op Psalm 91 sal nou al hierdie beskuttinge, beskerminge en ensovoorts kry nie. Hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Dis maklik om 'n Bybel oop te maak, om gou deur te lees, sê, ek het my job gedoen vir die dag, nou is dit die Here se plig om alles vir my te laat gebeur. Duiwel van my weg te hou, my ryk te maak, nie materiële, liggaamlike gesondheidskade te kry nie, ensovoorts, maar lewe jou siel. Alleenlik in jou siel lewe, wanneer ons tyd vir die Vader spandeer. En dit is hoekom die Here Jesus Christus gekom het. Nou ek wil vir julle Kitty se gunsteling liedjie speel. Dan wil ek oorgaan eintlik na 'n mooi gedeelte in ons program vanoggend oor die woord van die Here. Maar Kitty sê hierdie week is hierdie ene, dit is mos een van ons heel eerste liedere. En ek kan onthou toe hy gespeel het en baie teruggevoer gegee en toe sê hulle, hierdie is die hele evangelie. En dit is 'n baie mooi herinnering. En dit is Jesus led the captives captive. Dit is nou Kitty wat gesê, die week is dit haar favorite. Dit is een, die ander een is Blessed by the Lamb, maar ons gaan net sing Jesus led the captive free, sodat ons kan herinner word aan waarom Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dode, soos wat ons vroeër in die program gepraat het. So kom ons luister, Jesus led the captives captive. For he rose in glory before the throne above. He walked the road of prophecy, a mission born of love. Into the dark he chose to go,
where broken souls have been. The promised one, the living word, stepped down to enter in. What had been spoken, he fulfilled. Every promise, every word. He led captivity free, opened the prison doors. Chains were destroyed, hope rose forevermore. Then he ascended high, victory in his hands. Now gifts of grace flow down to us through Jesus Christ our Lamb. The dungeon could not hold the king, the grave could not contain the light of heaven entered in and broke the power of chains. The captives heard redemption's call. The lost were not alone. The shepherd came to bring them out, to lead his people home. The work was finished in the depths. Now salvation could begin. He led captivity free, opened the prison doors. Chains fell down at his command. Hope rose forevermore. Then he ascended high, victory in his hands. Now gifts of grace flow down to us through Jesus Christ our Lamb. From the lowest place to the highest draw, he conquered death to claim his own. Now the Spirit's gifts on us outpoured, because our King has won the war. He led captivity free, death lost its hold that day. He rose in triumph from the deep, and made for us a way. Now he is lifted high, seated in majesty. And though the blessings heaven gives flow down in victory. Wow, dis omtrent 'n amazing herinnering. Is so 'n paar skrifte, oorspronklik Jesaja 42 wat die profetiese woord geuiter het en op ander plekke verduidelik en bevestig is. Dit is regtig asemrowend om te dink. Dit is die Here Jesus Christus. Alles is deur hom gemaak. En toe die mens gesondig het hy nog steeds die verantwoordelikheid op hom geneem dat die Vader deur hom die wêreld sou red. So daarom kon net hy
die siel verlos het. Net hy kon Satan oorwin het. En dit is waarom hy op hierdie aarde geopenbaar moes word, op hierdie aarde moes geleef het, soos die mens wat in hierdie sondige toestand en verval is, want dan het die rokke van vel is ook deur Jesus Christus gemaak, en daarom, soos wat die perfekte volmaakte siel in die begin deur hom gemaak is die rokke van vel deur hom gemaak, en daarom het hy ook die verantwoordelikheid geneem, dat ons deur hom gered en verlos moet word. Is dit nie amazing nie? Dis die liefde wat die Here Jesus Christus kom openbaar het van God die Vader. Wow, is dit nie amazing nie? Nou ja, ek wil gou oorgaan, en dit is nou vir my so mooi. Terwyl ons op die hele saak is van die woord, Jesus is mos die woord van die Here. Het ek nou so rukkie terug in my hart gekry om van elke 8 verse van Psalm 119, hy's in 8, hulle noem dit mos strofes, opgedeel, en so elke 8 verse van Psalm 119 is 'n strofe, dit is nou die taalkundige woord daarvoor, en as jy kyk in Psalm 119, as jy het nog nie gehoor het nie, hy sê byvoorbeeld die eerste 8 verse is Alef, dan Bet, en dan Gimel, dan Dalet, en so gaan dan hy, daar HE spreek jy hy uit, en WAE is Wav of Wau, en so gaan hy aan. Nou dit is die hele Psalm 119, is die 22 letters van die Joodse alfabet. Goed, soos wat ons 26 letters het hulle 22. So elke 8 verse, elke strofe, so die hele alfabet word gedek in die woord van die Here in Psalm 119. En dit is 'n totale profetiese woord oor die Here Jesus. Nou ek wil gou vir iets, voor ek nou aangaan. Die Here Jesus, voordat hy op aarde geopenbaar is, het hy al reeds in die ewigheid bestaan. Dit is die Logos waarvan Johannes 1 vers 1 praat. Goed, hy het reeds bestaan, want Logos beteken iets wat, 'n woord wat soos 'n begeerte of 'n gedagte in jou was, en toe word dit geopenbaar. Sodra daai gedagte of begeerte 'n liggaam kry, is die liggaam, dit wat jy sien, die Logos van die woord. Ok, ek hoop ons kan dit so verstaan. Goed, so jou kind was op 'n stadium as man in jou ingewees, dit was die saad, dit was die begeerte om 'n kind te verwek, en die oomblik toe daai kind gebore is dit die woord Logos. So nou is jou kind ook die Logos. En dan nie, Logos is nie 'n Bybelse, kan maar sê, goddelike woord nie, as ek dit so kan noem. Dit is 'n algemene begrip, en Johannes het hierdie begrip gebruik om te verduidelik dat Jesus al reeds in die ewigheid bestaan het voordat hy op die aarde geopenbaar was. Goed, so hy het daai begrip gebruik, want dit is meer in filosofiese kringe ensovoorts wat die woord Logos bestaan het. So dit is waarom hy die woord Logos gebruik het. So Logos is maar die sigbaarheid van iets wat in jou hart plaasgevind het. Nou as jy deur Psalm 119 lees, nou voordat Jesus natuurlik aarde toe gekom het, kan ons sien van dit wat Jesus op aarde geopenbaar het van tyd tot tyd, alles wat hy doen, het hy geleer en gesien by sy Vader. Nou alreeds voordat hy aarde toe gekom het, was daar al klaar 'n lering van die Vader wat hy sal moet kom doen. Goed. Nou om dit te kon behou het, moes hy heeltyd gebid het, hy moes 'n verhouding met die Vader gehad het. So nou wat ons hierso sien in Psalm 119, is, jy gaan geweldig baie direkte profetiese woord van Jesus ook in Psalm 119 kry, wat presies so vervul is toe Jesus op aarde was. Ok? Hierdie Psalm 119, jy sal baie plekke sien, dit is asof, as ek dit so kan stel, en ons moet dit in die regte konteks verstaan, asof Jesus die Vader sekere dinge gevra het, maak my lewend na die woord onder andere, want dit is eintlik die kerngedagte van die hele Psalm 119. Maak my lewend na die woord, sodat ek die bevele kan onderhou. So dit is 'n vraag, dit is 'n uitroepe van Jesus na sy Vader,
as ek lewend kan wees, ek is die lewende woord. Onthou net, hoekom is Jesus die woord? Omdat hy die woorde van die Vader aanvaar, deel van hom maak, in sy buik ingegaan het, in sy wese ingegaan het, om hom te vorm en hom te maak, sodat hy die wil van die Vader ten volle kan volbring. Dis hoekom die woord ook saad is, want ons moet dit inneem, dit moet deel van ons wese weet. Dit moet ons innerlike vorm, soos Lally se een gunsteling is ook pottebakker. Ek sien amper elke keer sê sy pottebakker. Dit is daai vorming. God gebruik sy woord om daai vorming in ons te laat plaasvind, sodat ons die woord so deel van ons kan maak, dat ons dit net spontaan kan uitleef. Nou baie van dit, soos wat jy deurlees, gaan jy sien hierdie uitroepe. Hoekom sou Jesus dit gevra het? Want hy is afhanklik van die Vader. Die Here Jesus sê, die Vader weet waarom dat die Vader weet julle die dinge nodig nog voordat julle hom vra. Maar ons moet hom vra. Ons moet ons onderwerp. Ons moet ons afhanklikheid aan hom bewys. Ons moet hom vrees. Ons moet respek en eerbied hê. Nou as Jesus vir ons die voorbeeld nagelaat het. Vader, maak my lewend na die woord, sodat ek die woord kan onderhou, sodat ek in die pad van waarheid kan wandel. Dis die heeltyd die uitroepe. Nou jy sal sien hoe ek dit geskryf het. Is baie keer ek het dit gevat en dan het ek die antwoord geskryf, die gevolg van dit wat die Here Jesus gevra het alreeds, omdat net hierdie is profetiese woorde, sodat wat al klaar bestaan in die ewigheid. Dit is 'n gebed, dit is 'n vraag, dit is 'n uitroepe van Jesus tot die Vader, om hom te help, om ten volle staande te bly, terwyl hy op aarde was, om die woord van sy Vader te bly uitleef. U woord is 'n lig vir my voet, en 'n lamp vir my pad. Dit is nou later in Psalm vers 105. So ons sien die hele tyd dit. Nou ek het dit geskryf rondom die gedagte van hierdie uitroepe, maar tog hierdie antwoord, want ons weet Jesus het gedoen soos wat en die Vader het volbring en Jesus het volbring soos wat die uitroepe wel in Psalm 119 is. So ek wil hê ons moet dit ek gaan vir ons nou ek het al tot en met vers 40 geskryf, so ek het al 5 strofes geskryf van hierdie lied, en dit is heel wat van u se gunstelinge, so ek gaan dit deurgaan, en ons gaan dit so stap vir stap deurgaan, en luister lekker saam met ons, dat ons kan herinner word aan die woord van die Here. En ek dink as jy dan gaan Psalm 119 lees, gaan jy dit dalk met 'n vars oog lees. Nou die heel eerste gedeelte, dis vers 1 tot en met vers 8, ek het maar gesê Stanley se gunsteling, want dit is ook my gunsteling, en niemand het ons spesifiek gekies as 'n gunsteling nie, maar ek hou daarvan, het gisterand my vrou sê, maar ek love hom ook, die eerste enetjie ook, en dit is gelukkig is die opregtes, dan gaan ons direk daarna luister na u woord, Bære, dit is nou, Elmer het gesê, dit is ook haar gunsteling, dit is in vers 9 tot 16. So ons gaan hierdie 2 aan 1 speel, vers 1 tot vers 8, en dan vers 9 tot vers 16, en dit is gelukkig is die opregtes, en ek bære u woord in my hart. Kom ons begin met die eerste ene. Gelukkig is die opregtes, hulle wat wandel volgens die woord, hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Jy sal nie raad op wees, hou net vas aan sy woord. Gelukkig is die opregtes, hulle wat wandel volgens die woord, hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Bly is ek, as ek u woord leer, u sal my nie los nie. Gelukkig is die opregtes, hulle wat wandel volgens die woord, hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Gelukkig is die opregtes, hulle wat wandel volgens die woord, hulle wat hom van harte soek,
vas aan sy woord. Gelukkig is die opregtes, hulle wat wandel volgens die woord. Hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Bly is ek, as ek die woord leer. U sal my nie los nie. Gelukkig is die opregtes, hulle wat wandel volgens die woord. Hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Ek wil die woord bewaar. U het aan my goed gedoen. Ek het die woord bewaar. 'n vreemdeling is ek op aarde. U gebooie is nie verborge. My siel vergaan van verlange na u woord altyd deur. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Ek wil die woord bewaar. U het aan my goed gedoen. Ek het die woord bewaar. Al het almal teen my gedraai, afgewyk van u woord. Magtig is my gesmaak verag, het ek u woord bewaar. Ek verlustig my in u woorde, dit lei my. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Ek wil u woord bewaar. U het aan my goed gedoen. Ek het u woord bewaar. 'n vreemdeling is ek op aarde. U gebooie is nie verborge. My siel vergaan van verlange na u woord altyd deur. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Ek wil u woord bewaar. U het aan my goed gedoen. Ek het u woord bewaar. Al het almal teen my gedraai, afgewyk van u woord. Magtig is my gesmaak verag, het ek u woord bewaar. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Ek wil u woord bewaar. U het aan my goed gedoen. Ek het u woord bewaar. So, wat 'n mooi herinnering hierdie ene. Ek het dit eintlik verkeerd omgespeel. Hierdie is eintlik Ria en Lindy se gunsteling. Ria daar in Pretoria en Lindy in Johannesburg. Doen goed in die knegt. Dit is van vers 17 tot 24. Ek gaan nou die ander ene vir julle speel. Maar voor ek daarby gaan uitkom, né, wil ek net gou vir u die eerste paar verse lees. En hierdie is vir my eintlik verskriklik mooi. Die openbaring of die bekendmaking. En dit sluit nog aan by ons hele tema tot op die stadium van die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Daar is nie 'n ander manier nie. Ons wil dit op 'n maklike manier, op 'n easy manier hê. Maar voor ek daar gaan, ek wil net gou hierso reageer op Lydia. Ek sien Karen het gesê ons sal nog, ek wag op die Here. Ons het hom so by die begin met die intro het ek wag op die Here gespeel, Lydia, soos jy bietjie later ingeskakel het, ons het hom wel daar gespeel, so ek een van Lally se gunstelinge die week, en sy vra vir ons om in Engels het, want sover as ek kan onthou,
sê sy gee 'n vroutjie 'n lift wat Engels is, dan speel sy die liedjies en die vroutjie verstaan eintlik maar hoofsaaklik Engels, so dan kan die Engelse liedjies getuig in haar karretjie tot by die werk en terug rondom die woord van die Here. En blykbaar die vroutjie geniet dit vreeslik baie. So kan die woord van die Here ook verbrei word. Nou kom ek lees net op Psalm 119, net die eerste paar verse daar, net om vir julle so 'n bietjie in 'n prentjie te bring wat ek tot dusver gesê het. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy insettinge bewaar, hom van ganser harte soek. En dis wat hy aan ons kom bekend maak het. Ons moet sy koninkryk soek. So hier is hierdie opbring. Wat gaan gebeur met die opregtes? Wat gaan gebeur met hulle wat die Here soek? Ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. So hier, die woord van die Here bly voorwaardelik. Ons kan nie volgens die weë van die wêreld wandel en verwag dat daai pad gaan daar ergens 'n afdraai wees of wat ook al, dat ek net so by die hemel kan inkom nie. Want dit is baie keer spottensgewys hoe mense praat. Is dit nie so nie? Jy moet nou al die weg bewandel. Jy moet deur daai deur gaan. Wie Jesus Christus aanneem, die wedergeboorte, jou hart vir die Here gee, die doop plaasvind, dan moet jy op daai weg bly. Jy moet nie die afdwaalpad vat nie, jy moet nie die ander pad vat nie, jy moet op daai weg bly. En daai weg is 'n pad van druk en verdrukking. Hoekom? Want dit is 'n geboorte tot jou geestelike lewe. En nou sê hy, u het u bevele gegee om dit trou te onderhou. Hoor mooi, hoekom God bevele gegee het. Hoekom het God die Nuwe Testament gegee? Dan net hierdie gaan oor die woord, dis Jesus Christus, dis profetiese woord wat so in vervulling gekom het. Al klaar het ons net, wat hy sê, hy wat u van harte soek, en Jesus sê, ons moet die koninkryk van God soek. So al klaar sien ons hier, so, en dan lees ons ook in die Nuwe Testament, van die opregtes, hulle wat sy woord bewaar. Die Here Jesus sê, moenie met jou mond sê, jy het my lief nie, maar met jou woord, met jou dade, met jou hart, met jou hele wese. Jy moet nog steeds die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel, jou verstand en al jou kragte. Dit het nooit verander nie. Nou kan ons alleenlik God lief hê deur die wedergeboorte wat God al reeds in die Ou Testament geopenbaar het in Deuteronomium. Het hy gesê, alleenlik die dag wanneer ek jou hart kan besny, kan jy my werklik waar lief hê sodat jy kan lewe. Maar nietemin, ag, was my weer maar vas om die insettinge te onderhou. So dit is hierdie uitroepe, dit is hierdie, as my weer vas is, goed, dan sal ek nie beskaam staan as ek op al u gebooie let nie. So dit gaan oor die hele woord, verstaan, doen, onderhou. Ek sal u loof in opregtheid van hart, as ek u regverdige verordeninge leer. Dis die uitroepe van die Here Jesus teenoor die Vader. En dit is tereg wat iemand het dit nou hierso genoem op die kommentare. Ek dink is Renet. Ja, Jesus se uitroepe moet ons uitroepe ook wees. En dit is presies net so, want ons moet in die voetstappe van Jesus volg. Ons moet by hom leer, soos wat hy by die Vader geleer het. So ons kan ook hierdie dinge uitroep na die Vader toe. Om so te hoor, breek net meer oop, sê Elmarie. Kom ek kyk wat sê Sandra. Dink nou as Jesus Christus so afhanklik was van sy Vader, hoeveel te meer ons? Ja, en dit is wat ons nie verstaan nie. Jesus het nooit sy Vader gaan beveel, soos wat ons deesdae in die Christelike kerk leer nie. So waar, dis nou die pad. Moeilik, maar onmoeilik, maar ons moet deurdruk in opregtheid. As jy verstaan waar gaan dit, jy gaan nie deurdruk, want dan moet 'n geestelike baring plaasvind. Dan verander die hele prentjie, is dit nie so nie. Ek sal die insettinge onderhou, verlaat my nie geheel en al nie. En dit is ook soos wat jy deur op ander plekke in Psalms ook lees, toe die Here Jesus in die doderyk neergedaal het. Toe sê die Vader, my siel sal nie stof vergaan nie, hy sal nie altyd daar bly nie. U sal my nie verlaat in die doderyk nie. Daar's verskillende maniere hoe dit beskryf word. So hierdie is hy selfde uitroepe. Nou wat ek nou gaan doen, daar's nog so 3 van hierdie woord oor. Dit is nou u woord berg in my hart, dan weg van die gebooie en my begeerte. Dit is vers 9 tot 16, 25 tot 32 en dan 33 tot 40 gaan ek so 'n triplet, so 'n trio aan een speel en dan gaan ons voort met ons program dan van u gunstelinge wat ons nog lekker gaan speel. Ek sien ons het nog lekker tyd oor, so ons gaan nog lekker saam kuier, lekker saam gesels, maar kom ons
speel hierdie 3 in 'n ry, en dan oor die woord van die Here, dat het in ons hart kan bly lewe. Nou die hele eerste ene, u woord bære. Nou dit is onder andere Elmarie se gunsteling, Lindy se gunstelinge en Renet se, Mary en ook Elmarie. Lyk my Elmarie hou almal van hierdie, van al hierdie. Soos Mary, Lindy en Elmarie en Ria, ons het al nou hulle haar gunsteling gespeel. So kom ons gaan voort. U woord bære ek in my hart. Uw woord sal ek nie vergeet, ek bære dit in my hart. Ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Met my hele hart soek ek u, ek sal nie van u gebooie afwyk nie. Uw woord sal ek nie vergeet, ek bære dit in my hart. Ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Lofwaardig is u, ek verkondig u woord met my lippe. Vrolik is ek oor u. Die woord sal ek nie vergeet, ek bære dit in my hart. Ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Die woord sal ek nie vergeet, ek bære dit in my hart. Ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Met my hele hart soek ek u, ek sal nie van u gebooie afwyk nie. Die woord sal ek nie vergeet, ek bære dit in my hart. Ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Lofwaardig is u, ek verkondig u woord met my lippe. Vrolik is ek oor u. Die woord sal ek nie vergeet, ek bære dit in my hart. Ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Op die weg van uw gebooie wandel ek, u verruim my hart. U verruim my hart, leven deur uw woord is ek. Die weg van waarheid verkies ek, u bevele voor my gestel. U woord kleef ek aan, skaam sal ek nie wees. Op die weg van uw gebooie wandel ek, u verruim my hart. U verruim my hart, leven deur uw woord is ek. My siel kleef aan die stof, drup weg van kommer, maak my levend na uw woord. Dit het ek vertel, by u geleer, verstaan u bevele, oordink uw wonders. Op die weg van uw gebooie wandel ek, u verruim my hart. U verruim my hart, leven deur uw woord is ek. Die weg van waarheid verkies ek, u bevele het ek voor my gestel. U woord kleef ek aan, beskaam sal ek nie wees. Op die weg van uw gebooie wandel ek, u verruim my hart. U verruim my hart, leven deur uw woord is ek. Op die weg van uw gebooie
lewe deur uw woord te sê. My begeerte is na u bevele, u belofte van redding. U woord is goed, dit maak my lewe, dit lei my in die vrees. My hart jag nie na geld, maar na u gebooie. Ek bewaar dit tot die einde. My begeerte is na u bevele, u belofte van redding. U woord is goed, dit maak my lewend, dit lei my in die vrees. U gee my verstand om uw woord van harte te hou, om daarin te wandel. My begeerte is na u bevele, u belofte van redding. U woord is goed, dit maak my lewend, dit lei my in die vrees. Lewend maak u my na uw woord, ek wyk nie van u weg. Keer smaak van my af, want ek vrees u. My begeerte is tot u bevele, u belofte van redding. Dit is goed, dit maak my lewend, dit pas by u vrees. Lewend maak u my na uw woord, ek wyk nie van u weg. Keer smaak van my af, want ek vrees u. My begeerte is tot u bevele, u belofte van redding. Dit is goed, dit maak my lewend, dit pas by u vrees. My begeerte is tot u bevele, u belofte van redding. Dit is goed, dit maak my lewend, dit pas by u vrees. My begeerte is tot u bevele, u belofte van redding. Dit is goed, dit maak my lewend, dit pas by u vrees. So ja, nee, kyk, as ons lewend is na die woord van die Here, en dit was die uitroepe van die Here Jesus, en dit moet ons uitroepe wees. As ons lewend is na die woord, dit pas by die vrees van die Here. Hy sê op een plek, juig met bewing, juig met bewing. Ander woorde, die respect, die agting wat ons vir God moet hê. Ons moet weet, dit moet nie 'n jolly patrollie wees nie. Dit moet daai respek en eerbied voor God wees. Jy mag bly wees, jy mag opgewonde wees. Jy mag halleluja sing, jy mag rondspring en opspring en beweeg en te keer gaan wat jy ook al wil doen. Net solank jy voor die Here jou hart daar is, want partykeer is 'n mens so opgewonde in die Here. Jou voete kan nie stil staan, jou arms, jou hande. Gisteraan toe Karen hierdie jongmens dinge so skryf. Sy is besig ernstig met die jongmens saakie, tiener bediening en so aan. En sy is, dit klap die kop, dis te groot, dis te amazing. En sy gaan net so dit is amazing. As die woord van die Here mens lewend maak, ek sê vir hierdie liggaam weet nie meer daaraan om te reageer nie. So jy moet net spontaan wees en geniet en verloor in die Here. Paulus sê op een plek, hy sê, as ek nie by julle is ek uitsinnig. Hy het so opgewondenheid partykeer in die Here beleef. Hy is gewoon uitsinnig is. Nooit onbybels, nooit onheilig, nooit deel van die wêreld nie, maar net in sy hart voor die Here gejuig. En die weg van die gebooie is ook natuurlik Deborah se gunsteling. Dit is my dogter hier in Langebaan. En ja, so ons prys die Here dat die woord van die Here vir ons so lewend kan wees vanoggend. Nou ja, die groot sy van die saak is nou, het ons die woord van die Here in ons, en ons het hierdie begeerte na die Here, en ons soek die Here, en ons wag op die Here. Nou die groot sy van die saak is, terwyl die woord in ons hart gesaai is,
moet ons hart bewaak. Die woord wat in ons gesaai word. Jesus het ons 'n gelykenis vertel van die verskillende sade, dan die ander een ook van die onkruid wat tussen die goeie saad gesaai is. Nou daai onkruid lyk soos die regte ding, maar dit is nie die regte ding nie. Die onkruid en die graan voed uit dieselfde water, uit dieselfde grond, uit dieselfde bemesting. So wanneer die boer die grond bewerk ensovoorts, of daar nou goeie graan opkom of die onkruid tussen dit opkom, dit kry voeding uit dieselfde grond. Dit is eintlik skrikwekkend om daaraan te dink. Die leuen word ook gevoed uit die woord uit. Dit is verskriklik. As mens dit kan verstaan, dan is 'n mens baie versigtig, ook in jou geestelike lewe, om te verstaan. Ons moet reg verstaan. Maar te midde van dit alles, wees konstant, dien die Here. As jou hart voor God opreg is, as daar iets nie lekker is nie, hy sal jou help, hy sal jou uitsorteer. Ons moet dit net aanneem. Nou Dolla Daan van 'n Bylpark, sy het haar gunsteling sê, bewaak jou hart, en kom ons luister ook lekker die lied, bewaak jou hart, en dan gaan ons voort met ons program. Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Wees wakker en waaksaam oor wat jy in jou gedagtes bedink. Is dit van die wêreld, of is dit van die woord van God? Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dit wat jy spreek kom uit die hart. Is dit bitter of is dit soet? Deel al jou gedagtes met die Here, sodat hy jou weer kan reguit maak. Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Vertrou die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Prys die naam van die Here, hoekom ek nou eintlik vir myself smile. Ek het gesien so nou en dan druk ek die knoppie bietjie laat. Ek luister so en so aandagtig met die musiek en dink ek, o, liewe laat ek met die knoppie druk, die musiek is klaar. Maar nietemin, wat 'n heerlikheid om so herinner te word om jou hart te bewaak. En soos julle kan sien, dit kom hoofsaaklik uit Spreuke uit. Die lied word geskryf uit Spreuke uit om jou hart te bewaak. En dit is 'n groot ding, die oorspronge van die lewe. Nou is die oorspronge van die lewe eers sleg en bitter en vol kwaad en verkeerde dinge is, dit is waarom die woord van die Here in jou hart gesaai word. Dis hoekom jy jou hart vir die Here moet gee. Die gees van die Here word in jou hart uitgestort, en dit maak die woord lewend, en deur die gees ontvang ons die woord. Die woord en die gees is een, ons kan dit nie eintlik van mekaar skei nie, ons wil baie keer skei, maar is eintlik een, wanneer jy weergebore is, want waar die gees is, daar's die woord, daar's die Here, en dit is wat ons ook so mooi leer uit die woord van die Here uit, want God, die Vader en sy Seun Jesus Christus word geopenbaar deur middel van die Heilige Gees wat in jou hart is. Nie in hierdie hart wat hierso vlees en bloed nie. Dit is jou siel is jou geestelike liggaam. Daarin is jou hart. Daarin word die Gees uitgestort. Daarin ontvang jy die woord. Daarin moet dit nat gemaak word. Daarin moet dit bemest word. Daar moet na gekyk word. Dit is ons verantwoordelikheid dat hy saad kan groei in ons lewe. En as ons saamwerk met die Vader, dan laat hy groei. Hy saai nie die saad in ons hart, en nou sit ons agteroor, soos 'n boer wat glad nie uitgaan op die land om daai saad te bewerk en te bemest en te sorg dat dinge uitgesorteer word nie. Ja, ons is arbeiders. Ons het nou weer so gister gelees in die Bybel lees. Dit is arbeiders wat in die oes gestuur word. Dis nie leiaards wat in die oes gestuur word nie, dis arbeiders. Arbeiders op verskillende ure gehuur.
Goed, en sodra ons lewe met die Here regmaak, is jy hierdie arbeider, ons moet werk in ons geestelike lewe, en in die koninkryk van God, en die heel eerste plek, wat ons baie keer die meeste van die tyd versuim, is wel ons binnekamerlewe, en wanneer ons wel daardie saak het, en ons kan daar deurdruk, dan sê die Here Jesus ook, waak en bid, en ons moet altyd waak, en soos wat 'n mens tyd met die Vader spandeer, dan as 'n mens in situasies kom, hoe help God jou, deur jou te herinner aan die woord, wat vir jou sê, hoorie, dit is hoe jy nou moet optree, dit is hoe jy moet dink, dit is hoe jy moet verstaan, ensovoort. So dit is hoe God ons help, en ons moet die keuse maak, om toe te gee aan die woord. Soos die Here Jesus hier in Psalm 119 uitgeroep het, dat hy sê, ek lofwaardig is U, o Here, leer my U insettinge. Ons hart moet net oop wees, om die insetting in die woord van God. En wat is dit nou? Dis die Nuwe Testamentiese woord, dis die nuwe gebod van genade, redding en verlossing. Net gaan kyk of hier kommentare is. Ja, ek het gesien dat Anshin het gesê het, sy moes gaan vir die kiddiese sportdag. Sover as ek weet in die skool is dit nou daai interskole daar vandag, so dis die groot sport vandag in die skole. Ek verstaan dit so. Om God te vrees, respekteer dit, maak lewend sy woord te leef, so mooi, sê Elmarie vir ons. Dolla sê, so baie mooi, dankie. Elmarie weer, bewaak jou hart, dis jou kosbaarste besitting, dit is so. En die woord wat ook in jou gesaai is, dit is ons verantwoordelikheid om te sorg dat hy saad groei. Nou jy kan net doen wat jy moet doen, en dis wat die woord sê, as jy doen wat jy moet doen, sal God daai saad laat groei. Is dit nie amazing nie? Nou ek gaan afsluit ons Musiekuur Plus vandag met 'n rug aan rug. Die eerste een is, U is hoog en verhewe, Anneke in Vredendal, of soos die klein span al sal ken, Tannie Anneke, wat die kinderstories maak, dit is haar gunsteling, en dan die heel laaste lied is Seven Churches, met dis Waldo se gunsteling op die stadium, hier in Langebaan, dis my skoonseun, vir die wat nie weet nie, so ons gaan afsluit met dit, U is hoog en verhewe, en Seven Churches, julle met julle Saterdag verder geniet, en soos wat die Here wil, en hy spaar ons, is ons môreoggend kuier ons weer lekker saam, hier is op die Dak Facebook radiostasie, U is hoog en verhewe. Verhewe en U soen vul die tempel. U is hoog en verhewe en U soen vul die tempel. Die serafs roep heilig, die serafs roep heilig, die serafs roep heilig. Hoog en verhewe en U soen vul die tempel. U is hoog en verhewe en U soen vul die tempel. Die serafs roep heilig, die serafs roep heilig, die serafs roep heilig. Who has an ear? Let him hear what the Spirit says. 1 through 7, 7 churches overcome. 7 times overcome. John, my brother in affliction, sharing in Christ's patience,
Write the message sent from God, given by the angel of Jesus. Right, 7 times right, I know your works. You endured and never fainted, yet your first love abandoned. Repent, eat from the tree of life. Oppressed and poor, yet you are rich. Remain faithful, the second death will never touch you. You did not deny the faith, yet false teaching found a place. Repent, eat the hidden manna. Who has an ear? Let him hear what the Spirit says. 1 through 7, overcome. 7 times overcome. Your last works exceed the first, yet false prophets still deceive. Repent and overcome. Rule the nations with Christ. Your deeds are not complete. Wake up now, wash your garments white. Repent and overcome. Your name confessed before the Father. You have kept my faithful word. I will keep you through the trial. Hold on fast, a pillar in God's temple.